Welkom terug by die groot ontbyt. Ons selfs môre met Amika Malan. Sy is die 'n potgooier, nê? Die kort van die lank is, sy het 'n potgooi wat mense help wat nogal redelike ernstige kwessies het en issues het. En meeste van ons het issues. Wees nou maar eerlik. Elkeen het 'n issue. Hallo Amika. Hallo, baie dankie dat ek hier kan wees. En ek dink ons het telepatie met ons Ons met het ons blou verseker. Ja, vandag. julle twee lyk dieselfde. Julle twee lyk dieselfde. Amika, ons moet 'n bietjie praat oor die potgooi eers. My storie met. Ja. Waaroor gaan hierdie potgooi, die podcast? So dit gaan basies oor die feit dat ek vir lank gesukkel het met my eie angs en paniekaanvalle. En een aand toe kom ek terug van die sielkundige af en ek besef ons het gepraat oor die dood. Want wanneer jy 'n paniekaanval kry, voel dit letterlik jy gaan dood. Ek was al ongevalle toe as gevolg van paniekaanvalle. En daai aand het ons gepraat oor die dood en ek het besef jy kan nie iets vrees wat gaan gebeur nie. Ek gaan doodgaan, jy gaan doodgaan, ons almal gaan doodgaan. En daai aand was dit al laat hier by 11:00 se kant en ek maak my man wakker en ek sê ek gaan 'n potgooi begin. Dit was hierdie idee, hierdie saad in my kop wat ek regtig dink die Here in my kop gesit het want ek was in so 'n donker plek gewees op daai tyd. En daai volgende dag, my man was so ongelooflik supportive. Daai volgende dag toe bestel hy ligte en mikrofone en daar was nie een oomblik van soos doubt nie. Dit was ons gaan dit doen en that's how it's going to happen. En ons gaan mense help om te voel dat hulle nie alleen hoef te wees soos wat ek gevoel het nie. Hulle hoef nie so hulpeloos te voel soos wat ek gevoel het nie. En hulle stories gaan ander mense help. Watter tipe stories vertel die mense en deel die mense met jou? Daar's baie verskillendes. Ek moet sê daar's baie, byvoorbeeld trauma is basies maar die groot rede of die groot deel. So dit gaan van trauma, bipolêre verstoring, dwelmverslawing, daar is baie verskillende en daar's almal het 'n storie. So dit is regtig alles. Jy het nou omtrent 3 maande gelede begin, Ja, nee, ja, met die ja. potgooi. En ons het Ja. 3 miljoen Ja. views. Ja. 3 miljoen keer gekyk. Ja. Dis werklik merkwaardig. So jy Ja. sê mense sê altyd soos wat jy ook gesê het. Ja. Ek voel alleen. Ja, Tog as 'n mens verskriklik. terugkyk, dan sien 'n mens goed soos die oomblik toe jy besluit om aksie te neem, Ja. toe was jou man dadelik daar. Ja, En ja. hy was 'n totaal ondersteunend en hy jou meer ondersteun as wie jy gedink het Ja. jy sou kry. Mens besef soms nie die gat waarin jy is Ja. as jy in die gat is nie. Jy besef nie dat daar 'n uitkoms is. Ja, definitief. En ek dink ook jy probeer jouself oortuig jy's alright. Jy probeer vir die mense, jy trek hierdie masker aan voor mense. Dat jy weet ek's okay, ek's fine. Jy weet want jy wil nie die mense om jou, jou familie, jy wil nie hulle die erns en die eerlike hoe jy regtig voel nie, want jy wil nie daai las op hulle sit nie. So ons praat nie. Ek bedoel jy sien iemand in die spar, iemand is dood in die familie, dan sê dit nee, dit gaan goed, dankie, ons moet braai. Waar dit gekom? Hoe kan ons nie eerlik met mekaar wees om te sê, jy weet, vandag is nie 'n goeie dag nie en ons kan praat daaroor. Nou terwyl jy almal se stories hoor van trauma en waar hulle is, hoe beskerm jy jouself en jou geestesgesondheid? Ek dink is baie belangrik want ek dink toe ek verpleeg het ek almal se pyn op myself gedra en dit was bietjie 'n groot las op my gewees. Maar nou besef ek dat ek kan luister, maar ek hoef nie daai pyn te dra nie. Okay. En dis baie belangrik om daai distinction te maak dat dis jou pyn en ek kan luister en dit kan mense help by die huis wat alleen sit, maar ek hoef nie daai pyn self te dra nie. Jy praat van mense in pyn en so daar's soveel stigmas aan mense Ja. wat moeilik deur die lewe Ja. gaan. Daar's soveel wanpersepsies. Definitief. Wat mense sê, man, maar jy moet net anders daarna kyk. Ja. Dis so maklik soos Haal maak 'n asem. besluit. Haal asem. Is dit van die grootste wanpersepsies wat mense het? Ek dink die grootste wanpersepsie is dat met 'n fisiese siekte kan mens al sien hierdie persoon is siek. Met 'n geestesgesondheid is dit nie altyd so maklik nie, want jy trek weer eens hierdie masker aan en jy lyk okay. En dit beteken nie jy sukkel nie, dit beteken nie jy struikel nie, dit beteken nie dit is so moeilik om net uit die huis uit te kom nie. So daar's hierdie wanpersepsie van dis net in jou kop, dink net daaroor, gaan oefen net, haal net asem. En jou brein is 'n orgaan, dit's net so belangrik soos enige ander orgaan. So hoekom is dit so dat hierdie orgaan half nie so belangrik geag word? Verwaarloos word. Ja, ja. Watter boodskap hoop jy mense kry wat luister? Ek dink die groot boodskap is vir iemand by die huis is praat. As jy alleen is, partykeer dink ons mense
weet ons sukkel. Mense besef ons sukkel, maar hulle doen nie, want ons praat nie daaroor nie. En jy dink baie keer, maar hoe kan jy nie sien ek sukkel nie? Hoe kan jy nie sien dit is so moeilik vir my nie? Maar jy praat nie daaroor nie. Jy kan nie verwag iemand anders moet weet waardeur jy gaan as jy nie praat nie. So dit is wat die hele potgooi is, om te praat oor jou storie, want ons almal het 'n storie en jou storie kan iemand anders help. Hoekom dink jy praat mense nie? Dink jy mense voel skaam? 100% skaam, oordeel. Wat gaan mense van my dink? As ek dalk praat, gaan ek mense verloor in my lewe. Ek dink definitief dit, ja. Is daar een van die stories wat vir jou uitstaan? Wel, almal is belangrik, maar wat is 'n storie wat mense jou vertel? Ja. Met jou na leeu na in die hart. Ek moet sê daar's 'n storie van Nico. Hy was 'n dwelmverslaafde en toe het hy breinskade gekry. En daai episode het net iets aan my hart gedoen. Dit was regtig vir my hoeveel hoop hy het en hy kan skaars praat. Hy doen baie goed. Hy's in 'n rolstoel, maar hoeveel hoop hy het. Al is hy in 'n rolstoel, al kan hy amper nie praat nie. En dan dink ek vir myself in hierdie donker plek wat ek was en kyk waar hy is en hy het nog steeds soveel hoop. En hoeveel hoop hy vir ander mense kan gee net deur om sy storie te vertel het. Is wonderlik. Wat is van die terugvoer wat jy kry van mense wat kyk? Baie positiewe terugvoer. Ek moet sê vir al mense wat sê ek kan vereenselwig met dit. Ek kan regtig myself sien daarin. Ek kan dit my so baie gehelp. En natuurlik is daar ook negatiewe kommentaar ook. Veral as dit by kontroversiële goed kom. Maar meestal regtig baie positief en dan kry ek verskriklik baie boodskappe wat sê ek wil graag my storie vertel. Wow. En dit is vir my amazing dat die stories nou kom na my toe en dit is vir my ongelooflik vir my omdat dit nou gebeur. Dit is wat ek wonder. Hoeveel mense as jy 3 miljoen views het, Ja. dan weet jy mense het dit nodig. Ja, Mense hulle wil praat oor die regte Mense goed. wil praat oor soos jy sê, goed wat regtig aan hulle vel raak. Ja. Is daar baie mense op hierdie stadium wat vir jou sê luister, ek het 'n storie. Definitief. Ek wil met jou praat. Definitief. Is Elke mense dag. wat op soek is na raad en advies en dalk 'n uitlaatklep vir hulle emosies. Ja, definitief. Ek kry regtig verskriklik baie boodskappe wat sê ek het my storie, hier is my storie, kan ek dit asseblief deel? So daar's regtig hierdie nood vir ek weet nie of dit is ek wil graag my storie vertel vir my eie genesing nie Ja. of is dit hierdie storie kan dalk iemand anders help nie. Maar either way albei is baie goed. Amika, baie dankie vir jou moeite vanmôre Baie, en baie alle dankie vir sterkte met die julle. podcast. Baie dankie. Dit is 'n merkwaardige podcast en ek dink mense kry Waardeer baie dit. raad en advies en ook heling daaruit en op die einde is dit wat ons almal voorsoek is heling 100%. en gesond wees. Dankie vir julle. Julle is wonderlik. Baie dankie. Dankie Amika. Ja, gaan soek vir die podcast. Waar kan mense die podcast? Alle sosiale platforms, maar die volle een is op YouTube, My Storie Met. My storie met op Ja. YouTube. So Ja. maklik is dit Amika Malan van My Storie met. Wys jy nie almal kan 'n verskil maak op 'n manier. Daar's hy. Nou as ons terugkom dan gesels ons met 'n merkwaardige aktrise.